nie die een sonder die ander. 1 Korintiërs 7 verse 3 tot 5 sê, laat die man sy huweliksplig teenoor sy vrou nakom, en net so die vrou teenoor haar man. Die getroude vrou het nie seggenskap oor haar eie liggaam nie, maar haar man wel. Net so het die man ook nie seggenskap oor sy eie liggaam nie, maar sy vrou wel. Moet julle nie van mekaar weerhou nie. In die Bybel gaan seks en die huwelik altyd saam. Dis 2 kante van dieselfde munt. Die Bybel beskryf dit so: geen seks sonder die huwelik nie. In die Bybel het voorhuwelikse seks skaars bestaan. Maagdskap was 'n voorvereiste om te trou en paartjies wat hierin oortree het, is swaar gestraf. Ook buitehuwelikse seks, oorspel, is gestraf deur steniging. Daar was eenvoudig geen ruimte vir seks buite die huwelik nie. Die ander kant was geen huwelik sonder seks nie. As 'n huwelik nie in aanhalingstekens voltrek is nie, was daar geen huwelik nie. Die huwelik moes eenvoudig seksueel wees. Trouwens, Paulus stel dit hier as 'n opdrag. Dit vervul wederwysige behoeftes, sorg vir die nageslag en hou mense uit die versoeking. Sien jy, ons kan nie seks van die huwelik skei nie. Christene volg die woord na in die verband, nie die wêreld nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help ons as U kerk om nie die voorbeeld van die wêreld te volg nie. Laat ons die huwelik so hoog ag soos U dit ag. U weet die beste en U begeer vir ons die beste. Amen. Die Here seën jou.